die mooiste van die trekker storie is die karakter van die trekker. Hoe hy geloop het en wat sy engines het hy gehad, hoeveel silinders het hy gehad. En my gunsteling was altyd die Bulldog Lance, want hy het net 'n silinder gehad. En hy het vir my altyd die mooiste geloop, want jy het hom altyd 5 km ver gehoor aankom. Maar jy geweet daar kom 'n Bulldog Lance aan. Dani Leroux was net 'n pikkie toe sy liefde vir alles met 'n engine vlam gevat het. Op sy grootword dorp McGregor kon hy sonder om eers by die venster te gaan kyk, sê wie se motor by die huis verby dreun. So dit is nou maar my liefde daarin, is om elke model sy dreuning te hoor, die werk wat jy kan doen, en wat jy alles met hom kan doen. Op hoërskool het hy met sy versameling begin, en vandag spog hy met 3 vertrekke vol versamel-items. Daar's handleidings en partegidse, pamflette en skaalmodelle, en nog dik lers vol navorsing. Dani is 'n gereelde besoeker aan Landbouweekblad se argief, waar hy deur die ou tydskrifte sniffel vir inligting oor trekkers en implemente uit Tuka se dae. Dani is 'n absolute kenner van sy vakgebied, en hy vertel stories oor trekkers en landboumasjinerie wat enigiemand se verbeelding sal aangryp. Sy gunsteling bly die Bulldog Lance trekker, en hy het selfs al so eene met sy eie hande gerestoreer. Ja, die eerste ene is die Bulldog Lance. Daar was baie stories agter hom. Omdat hy 1 silinder gehad het, kon hy maklik agter sy voer maak. Dat is jou eerste keer 'n reverse gear. En baie het altyd in daai moeilikheid ingekom. Dan hardloop die trekker oor die ploeg, of iets gebeur. En dan die tweedens, dat die landstrekker, hy was altyd 'n gewilde trekker gewees. Want hy kon vandag loop op. Hy kan ook op loop gaan. Dan het jy nie beheer op hom nie. Hulle het altyd op hom 'n briekman gehad. Hy moes nou maar, as die trekker op loop gaan, dan moes hy maar die handbriek trek, want die drywer kon nie vat nie, want hy moes die stuurwiel hou. Dit het ook baie gebeur, en wat ook gebeur het, as hulle hom in 'n stoor sit, sal hulle altyd 'n blik bo op, want hulle is altyd bang die stalings maak nes in sy exhauspyp. Dan vergeet hulle partykeers om die blik af te haal, dan start hulle, maar skiet die blik dwars deur ons besdag. Dani se versamelingsskaalmodelle trek al by die 1000 stukke, en dit groei nog elke maand. Sy trots is egter die 12 stuk skaalmodelle wat hy self gebou het, en hier is geen moeite of detail ontsien om hierdie modelle so lewensgetrou as moontlik te maak nie. Vir Dani gaan die versameling oor bewaring. Hy wil nie hê mense moet vergeet hoe boerdery in die ou dae bedryf is nie. En daarom verkies hy ook nog self om eerder met die ou toerusting plek van vandag se elektroniese implemente te werk.